Afrikaans.com en die Afrikaanse Onderwysnetwerk, die AON, maak 'n reuse verskil in kinders se opvoeding. Hulle staan ook ouers met die holistiese ontwikkeling van hulle kinders by. Ek en Felix Spies gesels oor kodering en robotika. Welkom Felix. Baie dankie. Groot woorde, kodering en robotika. Ek meen toe ek groot geword het, ek het altyd gedog dis net die nerds wat code, jy weet met hulle Poloniex en al daai vibes. Hoekom is dit belangrik dat alle jong mense leer hoe om kodering te doen? Ja, kodering leer vir die jeug om sistematies probleme aan te pak. So dit werk met baie meer strategie om te verstaan dat al is hier 'n groot probleem, moet ek stukkie vir stukkie hierdie probleem probeer oplos. So dit gaan nie net oor lyne kodering skryf, dit gaan oor wat is die probleem, wat is die oplossing wat ek soek en dan hoe gaan ek daarby uitkom, watse stappe gaan ek volg om daarby uit te kom. So dit gaan baie meer oor strategiese probleemoplossing, faktore wat mense dan begin met die jeug te werk as wat mense net dink aan rekenaarspeletjies. Ja, so dit is nie net om jou te vermaak of jou besig te hou nie. Ja, definitief. So daar is natuurlik daai tipe kodering wat speletjies kan ontwikkel, soos as mens dink aan Minecraft, ietsie soos dit, maar kodering is baie meer as dit ook en ons verskillende tale wat daarbey kom ook. So dit is altyd 'n baie lekker ding om vir die jeug te leer, veral van jonger kinders ook, dat hulle daai konsepte kan begin verstaan. En dit is nie net van ek wil 'n speletjie speel nie, maar hulle die konsepte agter daai speletjie en die probleem begin te verstaan. Maar is dan al hierdie skermtyd nie sleg vir breinontwikkeling nie? Alles in matigheid. Mens kan nie net voor 'n skerm sit nie, so daar moet matigheid wees, daar moet ook 'n balans wees. So met dit is dit dan om te sê, okay, as ons 'n uur skermtyd het, hoe gaan ons ietsie anders dan doen? Gaan ons buite gaan speel, gaan ons 'n boek lees, gaan ons wegbeweeg van daai skerm? So alles in balans. Mens kan nie net een ding die hele tyd hê en dan dink dit gaan goed wees nie. So dit moet gaan met 'n balansering van kodering, buite speel, lees en so aan. So alles in matigheid en balans. En as ons nou praat van jong mense, hoe oud, van watter ouderdom af? So daar's baie studies wat bewys dat mens kan begin van 4-5 jaar met kodering, met die baie eenvoudige konsepte daarvan en dan soos wat 'n kind ouer word en meer konsepte kan begin bykry, kan mens op beweeg. Maar dit hang ook van die kind af. Party kinders gaan vinniger beweeg, party kinders gaan stadiger beweeg. Party kinders gaan net een spesifieke koderingtaal wil leer in plaas van ander tipe dinge doen. So mens moet ook baseer op wat die kind nodig het en wat vir daai kind se ontwikkeling die beste gaan wees. En ek weet jy het self ook ondervinding met dit want jy werk self met jong mense. Hoe kan jy sien is die impak van dit op hulle lewens? Daar's soveel dinge wat begin bykom, daar begin spanwerk. Kinders begin leer om in 'n groep te werk. So dit is, jy kan nie net een persoon op daai skootrekenaar sit nie, dan moet 'n spanpoging wees. So kinders leer om te kommunikeer, dat as jy nou frustreerd raak, dan kan hulle nie net begin die sleutelbord slaan en hulle toys uit die kot uitgooi nie. So daar's soveel ander konsepte wat saam met dit begin bykom, kommunikasie, dat hulle moet nou begin praat om hierdie probleem op te los. Hulle kan dit nie op hulle eie doen nie. So die dinamika om kodering is soveel meer as net lyne kode skryf. En as mens robotika dan begin ook daar inbring waar mens nou begin robotte bou wat take moet uitvoer, dan het jy nog meer, want nou het jy begin ingenieurswese wat moet inkom, jy het ontwerp wat inkom, daar's soveel ander goeders wat gebaseer is op dit, dat ja, mens sien die impak elke dag. En wat as my kind nie 'n aanleg het vir dit nie? Dan het hulle nie, so maklik soos dit. So almal gaan hulle eie niche vind. Party kinders gaan kodering sien en net kode wil skryf. Party gaan kunsmatige omgewings wil skep. Party gaan meer in app design gaan of toepassing ontwerp. Wat kleure nou begin behels of met pixels begin werk. So baie kinders gaan hulle eie manier kry om kodering en robotika te werk. Dit gaan nie net almal dieselfde wees nie. Mens kan nie almal in dieselfde boksie insit nie. So almal gaan hulle eie niche vind as mens dit so kan sê. Dit maak vir my completely sin. So jy kan die kodering gebruik soos wat dit vir jou kind pas en wat jy in belang stel. Ja, en daar's verskillende tale, daar's maklik, daar's meer gevorder, so dit hang af hoe vinnig jou kind deur dit begin beweeg, en wat hulle drywers daar agter is. Hierdie was dan vir my baie interessant. Dankie Felix. Dit is net 'n plesier. Gaan loer na AON se webtuiste vir nog inligting oor hulle bydrae tot vroeë kinder, leierskap en taalontwikkeling. En na www.afrikaans.com vir nog inligting oor hierdie en ander onderwerpe. Plus gratis leerhulpmiddels.